Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag het ons weer die groot voorreg om saam te kan tyd spandeer uit Eksodus 22. Nou hierdie hoofstuk gaan verder om vir die volk en ook aan ons praktiese as ook geestelike beginsels te gee van hoe God wil hê mense in 'n samelewing moet optree teenoor mekaar. Nie net in aanbidding nie, maar in ons alledaagse verhoudings. Die hoofstuk fokus oorhoofs op herstel, regverdigheid en verantwoordelikheid. God maak dit baie duidelik dat wanneer iemand iets steel of beskadig, dit nie net gaan oor straf nie. Dit gaan ook oor herstel. As jy iets vat wat nie joune is nie, moet jy dit teruggee en selfs meer as wat jy geneem het. Nou hierdie wys vir ons God se hart. Hy is nie net 'n God van geregtigheid nie, maar ook van herstel. Hy wil hê dinge moet reggemaak word, nie net gestraf word nie. Ons sien ook God se omgee hart vir die kwesbares, die vreemdeling, die weduwee en die weeskind. Hy sê baie duidelik dat as hulle verdruk word, hy self sal optree. Nou net soos God se hart altyd uitgaan na die wat nie vir hulle self kan opstaan nie, verwag God dat sy volk en ook ons as kinders van God dieselfde hart sal hê, om sag te wees met mense wat swak en broos is en om regverdig op te tree teenoor almal. Nou nog 'n mooi beginsel in hierdie hoofstuk is integriteit, om eerlik en regverdig op te tree, selfs in die klein dingetjies, of dit nou gaan oor iets wat jy geleen het of iets wat aan jou toevertrou is. God sien dit alles raak. Hy roep ons om mense te wees wat vertrou kan word. God heg baie waarde aan eerlike verhoudings en dat ons mekaar so goed moet respekteer. Nou nog 'n belangrike onderwerp wat God aanraak in hierdie hoofstuk is waar hy praat oor morele reinheid en die volk se lojaliteit aan hom, wanneer hy hulle waarsku teen afgoderry en 'n onrein leefstyl. Dit herinner my en jou net weer dat ons verhouding met God nie net 'n geestelike ding is nie. Ons verhouding met die Vader weerspieël hoe ons daagliks leef, hoe ons kies en hoe ons liggame en harte bestuur. Dan is daar 'n baie mooi beginsel ook oor eerste vrugte, om vir God die eerste en die beste te gee. Jy sien, God wil nie die oorblyfsels van ons lewe hê nie. Hy wil ons alles hê. Hy wil ons eerste prioriteit wees bo alles en almal anders. Want wanneer ons hom dan eerste stel, bring dit outomaties orde in alles anders in ons lewe. As ons dan nou deur die Nuwe Testament na hierdie hoofstuk kyk, sien ons iets baie dieper. Dat Jesus, ons verlosser, uiteindelik die volle prys van herstel betaal het vir ons sondes. Waar die wet gesê het jy moet terugbetaal, het Jesus vir ons betaal. Hy het herstel gebring tussen ons en God. Dit beteken nou nie dat die beginsels van Eksodus 22 nie meer geld nie. Inteendeel, ons word geroep om vanuit daardie genade te leef, om reg te maak waar ons kan, om ander met liefde te behandel en om 'n lewe van integriteit te leef. En dis juis die kern van hierdie hoofstuk. God gee om oor hoe ons leef met ander mense. Hy wil hê ons moet regverdig wees, sag wees, eerlik wees en bereid wees om dinge reg te maak wanneer dit verkeerd gegaan het. En vandag wil ek hê, ons moet net 'n bietjie gaan stil raak voor die Here, want dalk is daar iets in jou lewe wat herstel nodig het. Iets wat jy moet regmaak met iemand anders. Want sien, dis God se hart en dit is waar ware gehoorsaamheid begin. Nie net in wat ons glo nie, maar in wat ons doen. My gebed is dat ek en jy God se hart ook vandag aan mense sal oordra, deur meer soos God te leef, regverdig, vol genade en met 'n hart wat altyd herstel wil bring. Julle moet 'n mooi en geseënde dag hê. Totsiens.